Liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in die lieflike en wonderlike naam van ons Here Jesus. En vanmôre is weer eens een van daardie boodskappe wat die Here so duidelik op my hart gelê het om oor te praat, en eintlik was ek bang om daaroor te praat, want dit is so 'n moeilike onderwerp in 'n sekere sin, maar aan die ander kant ook 'n onderwerp wat baie mense nie mooi verstaan nie, en daarom is dit nodig dat ons daaroor moet praat. En ek is opgewonde omdat ek weet dat die Here dit op my hart gelê het en dat hy agterna op soveel verskillende maniere aan my bevestig het dat hierdie juist die boodskap is wat ek vanmôre met u moet deel. Want ek praat oor die tema onder watter wet staan jy? En dis 'n baie interessante tema, want mense verstaan nie regtig die wet van God nie. Hulle verstaan nie regtig hoe moet ons dit in die Nuwe Testament toepas nie. En baie mense is so vas aan die wet, en ons moet regtig, ek wil nie vanmôre hê dat u enige gedagte moet kry dat die wet nou skielik ongeldig is nie, maar daar is 'n baie belangrike begrip wat u moet verstaan. Ek wil regtig vir u sê, ek het die woord ondersoek, ek lees wat kommentaarskrywers sê, en ek laat die Heilige Gees toe om my te lei, want dis belangrik dat die Heilige Gees my sal lei, en ek deel met u 'n baie interessante en ook 'n baie belangrike boodskap. Ons praat oor onder watter wet staan jy? Ek lees vir u Romeine 8 vers 1 tot 11. Jy kan net volg terwyl ek dit vir u lees. Daar staan geskryf, Paulus skryf, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Baie kosbaar hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Vader, ons wil vir u maar vanmôre net weer eens baie dankie sê vir u woord. Daar's so baie dinge in u woord wat ons lees, en dan verstaan ons dit nie altyd nie. Daar's baie mense wat worstel met die gedagte rondom die wet, en glo dat ons die wet steeds slaafs moet onderhou. Baie mense wat dink dat sekere dele van die wet belangriker is as ander. Baie mense wat dink hulle saligheid word bepaal deur die onderhouding van die wet. Maar dan is daar ook diegene wat glad nie op die wet agslaan nie. Here, dankie dat u vir ons kom sê, die wet is vervul in Christus Jesus.
Ons wil bid dat U vanmôre, nie deur my nie, maar deur U Gees vir ons sal kom leer. Dat U met ons sal praat. Dankie vir die woord wat U vir my gegee het. Dankie vir die insig wat U my gegee het in die woord. En elkeen van ons wil graag weet, hoe moet ons die wet verstaan? Onder watter wet is ons? En dan verwys ons onder andere na die wet van God, die wet van sonde, maar ook 'n ander wet wat belangrik is om oor te praat. Kom seën vir ons by hierdie geleentheid en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Vriende, die woord van die Here is so ryk. Ek het nou al hierdie gedeelte wat ek vanmôre vir u gelees het, verskeie kere deurgelees, en terwyl ek dit nou weer gelees het, het ek net besef, daar is nog soveel om te sê. En daarom gaan ek volgende week verder praat, maar ek gaan praat oor die stryd tussen die vlees en die gees. Ek lees net weer vir u Romeine 8 vers 1 en 2, waar daar geskryf staan, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Praat hier van 2 begrippe rondom die wet, as ek dit so kan stel. Ek praat vanmôre met u onder die tema, onder watter wet staan jy? Het is belangrik dat ons hieroor moet praat. Ek dink regtig, dit is baie belangrik dat ons hieroor moet praat en dat ons die wet van die Here moet verstaan. Nou vriende, met die instelling van die wet, het Moses opgeklim na die toppe van die berg Sinaï. Terwyl die volk Israel aan die voet van die berg laar opgeslaan het, het Moses daarheen opgeklim na God toe. Ons lees in Eksodus 19 vers 3 tot 5, daar staan geskryf, maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien, wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Nou sê vers 5, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, dis die wet, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Nou vriende, die doel van die uittog uit Egipte land en die pad deur die woestyn het die kern van God se verhouding met Israel bepaal. Daarvan lees ons in Eksodus 6 vers 6, waar hy sê, en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees, en julle sal erken dat ek die Here julle God is, wat julle uitgelei of uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit. Here sê, julle is my God. Julle weet dat ek julle uitgelei het. En julle moet net na my luister. God wys daarop dat hy self die volk na hom toe gebring het en dat hy hulle op arendsvlerke gedra het. Dit was alles die werk van die Allerhoogste God wat hulle bonatuurlik uitgelei het uit Egipte land en hulle uit die hand van Farao se leermag verlos het en hulle deur die Rooi See op droë grond deurgevat het. Maar die volk moet nou leer om na die stem van God te luister. Onthou, dit was eintlik, kan ons maar sê, in 'n sekere sin 'n bandelose volk sonder wette en reëls. Moses was die middelaar tussen God en die volk, en daarom moes hy eers alleen na God opklim teen die berg Sinaï, daar in die woestyn, waarna God hom die opdrag gegee het om na die volk af te klim en hulle mee te deel dat hy op die 3de dag
sou neerdaal op die berg om met hulle te spreek. Die Here het self met hulle gespreek. Maar Moses moes die volk beveel om hulle self te heilig en gereed te kry voordat God aan hulle sou verskyn. Baie belangrik, want ons het te doen met 'n heilige God en hulle moes dit besef. Die volk het toe hulself en hulle klere gewas in die proses om hulle rein en heilig vir God voor te berei. Mans moes hulle vir 3 dae van hulle vrouens weerhou het. Ek lees vir die Eksodus 19 vers 16 wat daar geskryf staan, en op die 3de dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Op 'n indrukwekkende, en ons kan sê angswekkende manier, het God aan die volk Israel verskyn. Ons lees ook in Eksodus 19 vers 17 tot 20, daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek, soos die rook van 'n oond. En die hele berg het vreeslik gebewe. Daardie hele berg bewe van God se teenwoordigheid. Toe die geluid van die basuin sterk en sterker geword het, het Moses gespreek, en God het hom telkens daarop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdaal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim, en die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek, om te sien, en baie van hulle dan val nie. Hulle moes nie te naby kom aan die berg nie. Daar was sekere grense aan hulle gestel, tot waar hulle mag beweeg het. Moses moes toe die volk waarsku om nie te naby aan die berg te kom nie, maar 'n afstand te hou, afstand soos God dit bepaal het. En dan spreek die Here met die volk en leer hulle sy wet, en hulle moes luister. Toe gee die Here aan hulle die 10 gebooie, mondelings het hy hulle van die berg af geleer, wat is sy wet. Ek lees vir die Eksodus 20 vanaf vers 1 tot 17, iets wat deesdae min gelees word. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat op bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En dan sê hy, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is,
En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Dan gaan hy aan en sê, en eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou vriende, hierna het God in Moses se teenwoordigheid natuurlik die 10 gebooie op 2 kliptafels met sy vinger geskryf. Op die eerste tafel was die eerste 4 gebooie gewees. En op die tweede tafel was die laaste 6 gebooie. Eksodus 31 vers 18 sê, en hy het aan Moses, toe hy geëindig het, om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee. Dit het as 'n getuienis gedien dat hy aan hulle die wet gegee het. Tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Nou vriende, natuurlik is dieselfde vir ons as ware kinders van God en volgelinge van Jesus Christus ook van toepassing, omdat ons ook uit die geestelike Egipteland gered is en omdat ons van die bande van die slawerny van sonde verlos is en ook van die mag wat die Satan oor ons gehaat het, vrygekoop is deur die bloed van die lam. En daarom moet ons ook na die stem van die Here luister en hom gehoorsaam. Vriende, ons is wel nie Israel nie, maar ons is 'n nuwe, uitverkore geslag en 'n heilige volk wat deur die bloed van Christus losgekoop is van die vloek van die sonde, wat daarop almal gerus het. As ons Jesus gekies het, is ons losgekoop. Ek lees vir u 1 Petrus 2 vers 19. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig, dis Jesus. Julle, wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ons is uit die heidense geslagte, en nou is ons 'n nuwe volk vir God, deur Christus Jesus. En dis die genade wat God nou aan ons bewys. Maar hier kom ons nou by 'n baie belangrike en groot skriftuurlike of Bybelse les wat so baie mense verkeerd verstaan. Hulle verstaan nie regtig die wet van die Here reg nie. Daar is 2, ons kan sê daar's basies 2 wette waarna die skrif verwys, of waarvan ons lees en leer in die woord van die Here. En daarom praat ons vanmôre onder hierdie tema, naamlik, onder watter wet staan jy? Belangrik dat ons dit moet verstaan. Onder watter wet staan jy? Die eerste wet waarvan ons lees is natuurlik die wet van God, of die wet van die sonde, soos wat ons leer. Ook bekend as die 10 gebooie, daardie 10 wette wat die Here aan die volk Israel gegee het, wat ook vir ons van toepassing is. Nou vriende, met die wet word daar bedoel, dis die beginsels, of die standaard van God, wat hy vir ons geleer het, wat hy aan ons gestel het, aan die mens gestel het om na te kom. Sy beginsels, sy standaarde, wat hy aan die mens geleer het. Die interessante hiervan is dat die meeste lande, en natuurlik ook Suid-Afrika, se wette geskoei is op die basiese beginsels van God se wet.
Meeste van ons wette is maar daarop geskoei. Die wet wat God daar aan die voet van die berg Sinai in die woestyn eers hoorbaar aan die volk Israel voorgehou het hoofsaaklik gehandel oor 3 belangrike dinge om te verstaan. Heel eerstens het hy hulle geleer om 'n ware godsbegrip te ontvang. Die Here het hulle 'n ware godsbegrip geleer. In Eksodus 20 vers 1-2 staan daar geskryf, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En die Here het homself aan hulle geopenbaar, daar in die woestyn van die berg Sinai af. En daarom mag hulle geen afgodsbeelde maak, hulle daarvoor neerbuig en dit aanbid nie. Hy het hulle ook geleer dat sy naam heilig is. Daarom eerbiedig die Jode vandag nog die naam van God. Hulle gebruik nie regtig God se naam nie. Dit is vir my so hartseer om te hoor hoe dat ons eie volksgenote God se naam laster, vloek, God beledig deur sy naam uitelik te gebruik. Daar staan in Eksodus 20 vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, met 'n belofte dat jy gestraf sal word. Hy sê, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die Here beloof, as jy sy naam vloek en belaster, sal hy met jou afreken. Tweedens, het die Here hulle morele en sedelike waardes geleer. Die heel belangrikste is natuurlik, jy mag nie egbreek pleeg nie. Dit dui natuurlik op morele en sedelike waardes of wette. Ons lewe in 'n totaal losbandige en sedelose wêreld. Hoekom? Omdat mense nie godvreesend lewe nie. Daarom leef ons in so losbandige lewe. Maar wat maak ons met hierdie skrif? Hebreërs 13 vers 4 wat uitdruklik sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerdes en egbreekers oordeel. God sal dus losbandige mense, sal hy oordeel en straf. Ons praat oor die morele en sedelike waardes, dan wil ek sê ook, kan ons die volgende wette daaronder klassifiseer. Jy mag nie doodslaan en jy mag nie steel nie, want moreel mag ons nie iemand doodmaak nie. En derdens het die Here ons die geestelike waardes geleer in sy wet. Geestelike waardes. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. En daarom moet ons die Sabbatdag afsonder voor die Here. En ons moet die aangesig van die Here soek. Eer jou vader en jou moeder. Geestelike wette. Eer jou vader en jou moeder. Ons kan ook sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Eer jou vrou of eer jou man. Jy mag nie jou naaste se huis of vrou begeer nie, of iets wat van jou naaste is nie. Jy mag nie eers teen jou naaste iets vals spreek nie. Nou vriende, omdat ek net 'n beperkte tyd het, kan ek onmoontlik nie met u in detail oor die wet praat nie. Daarom moet u maar self, nadat ek die basiese gedagtes met u gedeel het, die wet gaan ondersoek dit self 'n bietjie, gaan bestudeer dit breedvoerig in die woord van die Here. Maar as ons kyk na die wet van God, wat ook die wet van die sonde is, dan sien ons heel eerstens, die wet is ons tugmeester na God toe. Ons tugmeester na Christus toe, dis eintlik wat die skrif sê, maar ook na God toe. Galasiërs 3 vers 24 sê, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word, nie uit die wet nie, maar uit die geloof. En daarom word daar ook gepraat van die wet van die sonde, want God het die wet daar gestel, vriende, sodat ons kan leer en verstaan wat sonde is. En daarom is die wet ons tugmeester na Christus toe, want die wet is soos ons kan sê, is soos 'n kinderoppasser, wat daardie kind leer
wat reg en verkeerd is, en om tugtig wanneer hy ongehoorsaam is, of tugtig wanneer hy iets doen wat verkeerd is, wat hy geleer het wat verkeerd is. Nou dis die enigste manier hoe 'n kind kan leer, en dis ook die enigste manier hoe ons kan leer deur die wet van God. Die wet is ons tugmeester, is ons om ons geestelik te leer, en geestelik op te voed. So daarom is die wet vir ons gegee, om te verstaan wat wil God van ons hê. Ons sien ook, die onderhouding van die wet kan nie iemand red nie. Vriende, en dit moet ons baie mooi verstaan. Mense dink, as hulle die wet onderhou, die Jode dink, omdat hulle die wet onderhou, is hulle salig, sal hulle gered word. Dis nie wat die woord ons leer nie. Romeine 3 vers 19 en 20 sê, nou weet ons, dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, soos die Jode wat nog steeds onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig is. Met ander woorde, hy sê, nou gaan mense volgens die wet geoordeel word, want hulle wil onder die wet wees. In vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor God, geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Belangrik dat ons dit moet verstaan, deur die wet ontvang ons kennis van die sonde. Nou vriende, dis die groot gevaar. Al kry iemand dit reg, om die wet slaafs te gehoorsaam, kan hy of sy steeds nie deur die wet geregverdig word, of saligheid ontvang nie, want die woord sê vir ons, iemand kan nie deur die onderhouding van die wet salig word nie. Romeine 3 vers 19 en 20 leer ons, dat die hele wêreld verdoem is sonder Christus, nadat hy as die offerlam van God vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Hulle wat voor Christus se offer aan die kruis geleef het, is deur die wet geregverdig. Maar hulle wat leef vandat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes en daarna, hulle kan nie deur die wet geregverdig word nie, maar moet deur Jesus geregverdig word. Geloof in Christus is die heel belangrikste. Voor Christus se offer aan die kruis, het die Ou Testamentiese regverdiges wel deur die onderhouding van die wet regverdigheid ontvang. Hulle is regverdig bevind deur die onderhouding van die wet, maar nie meer daarna nie, want ons word nou deur die geloof in Christus geregverdig. En dis wat die woord ons leer, in die geloof, deur die geloof in Christus. Die hartseer is dat die Jode hulle vandag nog beroem op die wet, want hulle verwerp die Messias, hulle verwerp Christus, en daarom het hulle nie 'n ander keuse as om hulle op die wet te beroem nie. Maar vriende, almal wat onder die wet staan, word veroordeel. Almal wat aan die wet vashou, word veroordeel. Want Christus alleen het ons vrygekoop van die oordeel van die wet ook, of die straf van die wet ook. Romeine 2 vers 12 sê, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. Dis nou die mense, die heidense nasies, wat geen wet gehad het nie. En nou sê hy verder, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. So as jy onder die wet wil wees, moet jy weet jy sal deur die wet geoordeel word. Galasiërs 3 vers 20 bevestig dit ook, waar daar geskryf staan, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Baie interessante stelling. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dis onmoontlik om alles te onderhou, die heeltyd te onderhou nie. En dan sê vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige sal uit die geloof lewe, ons moet ons geloof alleen in Christus Jesus plaas. Romeine 8 vers 1 en 2 het ons vanmôre gelees, daar staan geskryf, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie.
vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jesus het my vrygemaak van die wet deur sy Gees. Ons sal nou daarby uitkom. En dit bring ons by die ander wet. En dit is naamlik die geestelike wet wat op ons hartstafels geskryf is. Dis die ander wet. Die wet van God is nou op sy kinders se hartstafels gegraveer of geskryf. En ons moet daaroor praat en dit verstaan. Maar vriende, ek wil hê dat jy altyd sal onthou dat die eerste wet die letter is. Hoor mooi wat ek vir julle sê, die eerste wet, die wet van God, die wet van die sonde, is die letter. Ons sê altyd die letter maak dood. En die tweede is die geestelike wet wat op ons hartstafels geskryf is, of op ons hartstafels gegraveer is. En vriende, waar wil ons dit beter vind as in Romeine 7 vers 5 en 6? Luister nou mooi wat staan hier geskryf. Want toe ons in die vlees was, toe ons in die sonde was, met ander woorde, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom. Die wet leer ons wat sonde is. Dit is sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede, in ons liggaam gewerk om vir die dood vrugte te dra. Toe ons die sonde gedoen het, het ons deur ons liggaam vrugte gedra wat vir die dood werk, of wat die dood verdien. Nou sê vers 6, maar nou is ons ontslaaf van die wet. Ontslaaf van die wet, want ons is nie meer diensknegte van die wet nie. Die wet is nou op ons hartstafels geskryf. Ons is ontslaaf van die wet, waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het. In Christus het ons dit afgesterf, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees. Die Gees het ons nuut gemaak. Ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie. Onthou ek het vir julle gesê, letter maak dood. Ons vind hierdie beloftes reeds in die Ou Testament, dat God vir hom 'n volk uit die heidense nasie sal versamel, wat Christus gekies het en Christus dien in die geloof. So ons vind hierdie beloftes in die Ou Testament, omdat God geweet het dat sy volk Israel die Messias sal verwerp en kruisig, en gekies het om steeds eerder onder die wet te bly. Hulle het dit gekies, deurdat hulle Jesus verwerp het en hom gekruisig het. En dan het God beloof, sal hy vir hom 'n nuwe volk uit al die heidense nasies gaan haal, gaan versamel, wat sy seun Jesus Christus in die geloof sal aanneem, as hulle verlosser en saligmaker, en hom in opregtheid sal dien. Dit verwys natuurlik na ware opregte bekerings, waar mense Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker aanneem, in die geloof kies hulle hom. Vriende, ons sien dit in die wêreld tans, hoe heidense nasies tot bekering kom. Ons sien dit onder die moslemvolke, hoe hulle in hulle duisende na die Here Jesus toe draai, en Jesus in die geloof aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Dis waarvan Jesus gepraat het in sy woord. En dan sê hy, daardie volk wat hy die heidense nasies versamel, sal gereinig word van hulle sondes. Hulle sal skoon gewas word deur die bloed van die lam, Jesus Christus, die Seun van God. Wanneer ons Christus aanneem, word ons skoon gewas deur die bloed van die lam. En dan ontvang hulle die Heilige Gees, wat hulle geestelik wederbaar. Die Heilige Gees wat ons geestelik nuut maak. Ons was geestelik dood, en hy het ons geestelik lewend gemaak. Hy skenk aan ons die geestelike lewe. Die Heilige Gees wat in ons gekom het, maak hierdie geestelike doodsheid lewend vir Christus. Nou by hierdie geleentheid word die wet van God op elkeen se hartstafel geskryf of gegraveer, sodat hulle op 'n natuurlike wyse, uit liefde vir God, vir dit wat hy aan hulle siele gedoen het, sy wet wil gehoorsaam en sal gehoorsaam
en nie uit dwang nie. Ons staan nie meer onder die wet nie, maar ons staan onder die genade. Die genade in Christus Jesus. Die belofte is dat hulle God se Nuwe Testamentiese volk sal word, aan wie God die ewige lewe beloof het. Wat dui op die belofte van die nuwe stad Jerusalem, waar ons vir altyd saam met God en saam met Christus sal wees. Elkeen wat Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, ontvang nuwe lewe in Christus, en die Heilige Gees werk dit in ons, wedergeboorte en die belofte van die ewige lewe. Nou lees ek vir u daardie kosbare Ou Testamentiese belofte as bewys. In Jesegiel 36 vers 24 tot 28 staan daar geskryf, en ek sal julle uit die nasies gaan haal, is wat God gesê het, en julle uit al die lande bymekaar laat kom. Ek sal julle uit die nasies gaan haal, en uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle heel land in julle land bring. Die nasies, die heidense nasies, woon oor die hele wêreld. Here sê, uit al die lande sal ek nasies versamel wat Jesus gekies het. En dan sê hy vers 25, dan sal ek skoon water op julle giet. Dit verwys na die bloed van Jesus, wat ons skoon en rein sal was, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig, gewas in die bloed van die lam, vergewe en vrygespreek van sonde. Vers 26 sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. 'n nuwe hart deur die Heilige Gees nuut gemaak. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En nou sê hy in vers 27, die laaste vers, hy sê, en ek sal my gees, die Heilige Gees in hoofletters, in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel. Wat is die insettinge van God? Sy wet, sy woord, sy opdragte, en my verordeninge onderhou en doen, dat ons nou die wet van God sal onderhou, omdat dit op ons hartstafels geskryf is. Uit liefde wil ons dit nou onderhou. Vers 28 sê, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek vir julle 'n God wees. 'n volk, die Here sal uit al die heidense nasies vir hom 'n volk versamel, wat Christus gekies het, en hom dien, en deur die Gees nuut gemaak is, en hulle sal vir my volk wees, en ek sal vir hulle God wees. Die wet is nie tot nuut gemaak nie, vriende. Moet dit nie verkeerd verstaan nie. Die wet is nie tot nuut gemaak nie. Die wet is vervul in Jesus Christus. Maar waar begin hierdie geloof in Christus? Romeine 23, ek wil daar 3 vanaf vers 23 wil ek vir u lees. Romeine 3 vanaf vers 23, want almal het gesondig. Almal, geen mens op aarde word sonder sonde gebore, en ons word almal in sonde gebore. En nou sê, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons kan nie in God se heerlikheid, heiligheid ingaan in hierdie sonde nie. Vers 24 sê, en hulle word deur sy genade, is alles genade van God, deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons word deur genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons moet verlossing in Christus vind. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Christus is. Net Jesus kan ons regverdig verklaar, omdat ons in hom regverdig word. Waar dan, hy sê, waar is dan die roem?
Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek lees dit weer, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Die Heilige Gees getuig van Christus en oortuig ons van sondegeregtigheid en oordeel. Dis die Heilige Gees wat ons na Christus toe lei. En daarom word hierdie wet ook beskryf as die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus. Die wet van die Gees, van die Heilige Gees, van die lewe in Christus Jesus. Romeine 8 vers 2, ons het dit gelees, want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En daarom moet ons almal 100% seker maak, dat ons wel die vrymaking in Christus Jesus ontvang het. Die vrymaking is so belangrik, dat ek kan sê, Jesus het my vrygemaak van die vloek van die sonde wat op my gerus het, en ek het nou die geestelike wet op my hartstafel. Romeine 5 vers 16 sê, noem dit ook die vryspraak wat ons in Christus ontvang het. Ons is vrygespreek van ons ou lewe, ons is vrygespreek van die sonde. Die Ou Testamentiese belofte wat ons vind is in Jesaja 43 vers 25, waar daar geskryf staan, God se woorde, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. God beloof, wanneer ons na Christus toe kom, delg hy jou sondes uit, hy dink jy weer daaraan nie. Ons lees verskeie plekke dat Jesus mense vrygespreek het van hulle sondes, soos die sondares wat Jesus se hoof en sy voete gesalf het. En toe die skrifgeleerdes baie daaroor gemurmureer, en nou praat Jesus met hulle, hy sê in Lukas 7 vers 47-48, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En nou sê vers 48, en hy sê vir haar, jou sondes is jou vergewe. En die Here kom beloof vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11, hy sê, dat geen oorreder, afgoddienaar, egbreekers, sodomiete, wellustelinge, diewe, gierigaards, dronkaards, kwaadsprekers, die koninkryk van God sal beerwe nie, sê hy in vers 11. Maar dit was sommige van julle. Julle het julle laat heilig, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig en gewas in die bloed van die lam van Jesus Christus en nuut gemaak deur die Gees van onsse God. Kosbaar. Kosbaar. En dan vind ons ook die belofte in God se woord. 'n Wonderlike belofte dat daar geen veroordeling meer is vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling. Daar wag nie meer op ons straf, dat ons helverdiende sondaars is nie, want ons is in Christus en Christus in ons. Soos die woord ons leer, wanneer ek in Christus is hy ook in my, deur sy Heilige Gees. En ons het dit vanmôre gelees in Romeine 8 vers 1 en 2, wat sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek in Christus en hy in my, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons gaan volgende week bietjie praat oor die stryd tussen die Gees en die vlees, of die vlees en die Gees. En dan sê vers 2, want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daar's nie meer veroordeling nie, daar wag nie meer vir my dood nie, of straf na hierdie lewe nie, want ek is nou in Christus Jesus. Ek staan onder daardie geestelike wet wat op my hartstafels geskryf is, en ek gehoorsaam God, ek dien God, ek doen wat hy wil hê, ek moet doen, want ek wil God behaag met my lewe, soos ons ook gelees het in Romeine 8.
Vriende, ek wil vanmôre by u weet. Onder watter wet staan jy? Onder die wet van die sonde, dat jy nog steeds die sonde doen, die sonde bedink, in die vlees lewe? Of staan jy onder die geestelike wet, dat Christus jou vrygemaak het? Dat hy jou gewas het, gereinig het, nuut gemaak het deur sy gees, en dat jy weet, dis nou die gees wat my leer hoe om God te behaag, wat om te doen, hoe om te wandel, en jy alleen sal weet, waar staan jy met die Here? Jy moet jouself antwoord, ek staan nog onder die wet van die sonde, of ek staan reeds onder die wet van die gees. Mag die Here genade gee, dat hierdie woord vanmôre tot die hart gespreek het. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir u woord. Die woord is kosbaar, u praat altyd met ons, u leer ons altyd, en u seën ons ook. En ons bid, Here, dat u die naprediker van die woord sal wees, en elkeen sal oortuig dat goeie werke, om 'n wettiese lewe te lei, nie red nie, net Jesus red. En die wet moet op my hartstafel wees, en ek moet dit uit liefde vir God, moet ek die wet onderhou. Gee genade in Jesus se naam. Amen. En vriende, mag u 'n wonderlike dag hê en 'n geseënde week. Totsiens.